Welkom terug by Slaapstories vir groot mense. Ons is natuurlik julle gunsteling potgooi om na te luister, so asseblief gee ons reviews en 'n paar sterre daar. As julle 'n paar sente het wat rond lê, ons sal dit beslis van julle afvat in ons donasieblokkie. En borge, kom aan, laat ons vertel wat julle kan offer. Skrywers, ons soek stories, asseblief man, stuur dit vir ons aan slaapstoriesvirgrootmense@gmail.com. As jy op YouTube luister, like, comment en subscribe, en onthou, die Patreon link is op Facebook en onder aan die potgooi informasie. Onthou ek asseblief om heel onder aan die Spotify episodes vir ons 'n kommentaar te gaan gooi. Ons lief dit om van julle te hoor. Kom nou mensies, word 'n droomwandelaar vir net $1 'n maand en kry 'n shout-out, 2 eksklusiewe episodes elke maand, vroeë toegang tot alle nuwe episodes en ou en nuwe episodes advertensievry. Vir minder as die prys van 'n brood kan julle so lekker luister. En daar is meer as 100 ou episodes advertensievry net vir julle genot. Mensies, ek is vandag so 'n bietjie hartseer. My susterskind Rebecca was tuis en die 3 maande het gevlieg. Ons het weer gewoond geraak aan mekaar se dinge en dit was so lekker om haar ou gesiggie elke dag te sien. Ag, en om daai oulike laggie van haar te hoor. Nou is dit weer sulke tyd en sy staan al amper weer op die lughawe om vir 9 maande te gaan werk op St. Martin. Dis so wonderlik en ek weet sy gaan elke oomblik geniet, maar ai, nou is die huis stiller en daar's weer 'n gaatjie wat leeg is. 9 maande is lank, my vrek, mens kan 'n kind maak in daai tyd. So ons geniet maar die laaste paar dae saam en probeer nie dink aan daai dag nie. Maar vandag is dit seer hier binne my. Ai, ek weet nie hoe hou mense dit wie se geliefdes permanent weg is nie. Dis nie lekker nie. Vanaand lees ons weer 'n lekker Hans Christian Andersen storie, Pluimvee Meg se familie. Pluimvee Meg was die enigste persoon wat in die nuwe statige woning gewoon het, wat vir die hoenders en eende van die huis gebou is. Dit het daar gestaan waar die ou ridderlike gebou met sy toring, sy spitsgawels, sy slotgrag en sy ophaalbrug gestaan het. Naby dit was 'n wildernis van bome en bosrankies. Dit was die tuin gewees en dit het tot by 'n groot meer gestrek, wat nou moorland was. Kraaie en ganse het skreeuend oor die bome gevlieg en daar was skares voëls. Hulle het nie minder geword wanneer iemand tussen hulle geskiet het nie, maar eerder meer. 'n Mens het die geskreeu tot in die hoenderhok gehoor, waar Pluimvee Meg gesit het met die inkies wat oor haar houtskoene heen en weer gehardloop het. Sy het elke hoender en elke eend geken, vanaf die oomblik wat dit uit die dop gekruip het, en sy was lief vir haar hoenders en haar eende, en trots op die statige huis wat vir hulle gebou is. Haar eie kamertjie in die huis was skoon en netjies, want dit was die wens van die grasieuse dame aan wie die huis behoort het. Sy het dikwels in die geselskap van groot edele gaste gekom, aan wie sy die hoenders en eende se kwartiere gewys het, soos sy die huisie genoem het. Hier was 'n klerekas en 'n stoel, en selfs 'n kommode, en op hierdie kommode was 'n gepolieerde metaalplaat, waarop die woord Grube gegraveer was, en dit was die naam van die edelfamilie wat van ouds in die huis gewoon het. Die koperplaat was gevind toe hulle die fondament gegrawe het, en die klerk het gesê dit het geen waarde gehad, behalwe dat dit 'n ou aandenking was nie. Die klerk het alles van die plek geweet, en van die ou tye, want hy het sy kennis uit boeke gehad, en 'n memorandum was geskryf en in sy tafellaai gesit. Maar die oudste van die kraaie het minstens meer geweet as hy, en dit in haar eie taal uitgeskree. Maar dit was die kraai se taal, en die klerk het dit nie verstaan nie, hoe slim hy ook al was. Na die warm somerdae het die mis soms oor die moorland gehang, asof 'n hele meer agter die ou bome was, tussen wie die kraaie en die ganse gefladder het. En so het dit gelyk toe die goue ridder Grube hier gewoon het, toe die ou herehuis met sy dik rooi mure hier gestaan het. Die hondeketting het in daardie dae reg oor die hek gereik. Deur die toring het 'n mens in 'n geplaveide gang gekom, wat na die kamers gelei het. Die vensters was smal en die ruitte was klein, selfs in die groot saal waar gedans is.
Maar in die tyd van die laaste groebe was daar geen dans in die saal binne menslike geheue nie, alhoewel 'n ou drom nog daar gelê het wat as deel van die musiek gedien het. Hier het vreemd gesnyde kaste gestaan, waarin skaars blomwortels bewaar is, want my lady groebe was lief vir plante en het bome en struike gekweek. Haar man het verkies om uit te ry om wolwe en wilde varke te skiet, en sy dogtertjie Marie het altyd 'n entjie saam met hom gegaan. Toe sy net 5 jaar oud was, het sy trots op haar perd gesit en ondeend rondgekyk met haar groot swart oë. Dit was 'n groot vermaak vir haar om met haar sweep tussen die jaghonde te slaan, maar haar vader sou liewers gesien het dat sy tussen die boereseuns slaan, wat aangehardloop gekom het om na hulle heer te staar. Die boer in die kleihut naby die ridderlike huis het 'n seun gehad met die naam Soren, van dieselfde ouderdom as die grasieuse klein dametjie. Die seun kon goed klim en moes altyd vir haar die voëlnessies afbring. Die voëls het so hard as wat hulle kon geskree, en een van die grootstes het hom met sy snavel oor die oog gehak, sodat die bloed geloop het, en daar was eers gedink die oog was vernietig, maar dit was toe nie beskadig nie. Marie Groebe het hom haar Soren genoem, en dit was 'n groot guns, en was 'n voordeel vir Soren se vader, arme John, wat eendag 'n fout begaan het en gestraf moes word deur op die houtperd te ry. Hierdie selfde perd het in die binnenhof gestaan en het 4 pale vir bene gehad en 'n enkele smal plank vir 'n rug. Hierop moes John wydsween ry en 'n paar swaar bakstene was aan sy voete vasgebind, ook nog, sodat hy nie te gemaklik sou sit nie. Het sy gesig vreeslik getrek en Soren het geween en klein Marie gesmeek om in te tree. Sy het dadelik beveel dat Soren se vader afgehaal moes word, en toe haar nie gehoorsaam het nie, het sy op die vloer gestamp en haar vader se mou getrek, tot dit aan flarde geskeur was. Sy sou haar sin hê, en sy het haar sin gekry, en Soren se vader is afgehaal. Lady Groebe, wat nou opgekom het, het haar dogtertjie se hare van die kind se voorhoof afgevee en liefdevol na haar gekyk, maar Marie het nie verstaan waarom nie. Sy wou na die honde gaan en nie saam haar moeder nie, wat op pad na die tuin was, na die meer waar die waterlelie geblom het en die koppe van biese tussen die riete gekniknaag het, en sy het na al hierdie skoonheid en varsheid gekyk. Hoe aangenaam, het sy gesê. In die tuin het daar in daardie tyd 'n skaarsboom gestaan, wat sy self geplant het. Dit het die bloedberg genoem, 'n soort indringer wat tussen die ander bome gegroei het. Donkerbruin was die blare. Hierdie boom het baie sonlig benodig, want in voortdurende skaduwee sou dit helder groen word soos die ander bome, en so sy onderskeidende karakter verloor. In die hoë kastanjebome was baie voëlnessies, en ook in die bosrankies en die grasrige weivelde. Dit het gelyk asof die voëls geweet het dat hulle hier beskerm was, en dat niemand hulle mag skiet nie. Klein Marie het saam met Soren gekom. Hy het geweet hoe om te klim, soos ons alreeds gesê het, en eiers en donsige jong voeltjies af te bring. Die voëls, groot en klein, het in vrees en verdriet rondgevlieg. Die kiewiet van die velde en die kraaie en gaanse van die hoë bome het geskreeu en geskree. Dit was net so geraas as wat die familie tot vandag toe sal maak. Wat maak julle kinders? Het die saggeaarde dame geroep. Dit is sondig. Soren het skaam gestaan, en selfs die klein grasieuse dametjie het 'n bietjie afwaarts gekyk. Maar toe sê sy heel kort en oulik, my pa laat my dit doen. Kraak, kraak, weg van hier, het die groot swart voëls geroep, en hulle het weggevlieg. Maar die volgende dag het hulle teruggekom, want hulle was tuis hier. Die stil, saggeaarde dame het nie lank tuis hier op aarde gebly nie, want die goeie God het haar weggeroep. En inderdaad, haar huis was eerder by hom as in die ridderlike huis, en die kerkklok het plegtig gelei toe haar lijk na die kerk gedra is. En die oë van die arme mense was nat van trane, want sy was goed vir hulle gewees. Toe sy weg was, het niemand na haar plantasie omgesien nie, en die tuin het verwilderd. Groebe, die ridder, was 'n harde man, het hulle gesê, maar sy dogter, jong soos sy was, het geweet hoe om hom te hanteer. Hy het gelag en haar sin laat kry. Sy was nou 12 jaar oud en sterk gebou.
Sy het die mense deur en deur gekyk met haar swart oë, haar perd so dapper soos 'n man gery en kon haar geweer afskiet soos 'n ervare jagter. Eendag was daar 'n belangrike besoeker in die omgewing, die belangrikste wat kon kom. Die jong koning en sy halfbroer en makker, die Here Ulrich Friedrich Goldenlou. Hulle wou die wilde beer jag en het 'n paar dae by die kasteel van Grube deurgebring. Goldenlou het by tafel langs Marie Grube gesit en hy het haar by die hand gevat en haar 'n soen gegee, asof sy familie was. Maar sy het hom 'n klap oor die oor gegee en vir hom gesê sy kon hom nie verdra nie. Daar was 'n groot gelag, asof dit 'n baie vermaaklike ding was. En miskien was dit baie vermaaklik, want 5 jaar later, toe Marie haar 17de jaar voltooi het die boodskapper met 'n brief gekom, waarin Here Goldenlou om die hand van die edele jong dame gevra het. Daar was nou iets vir jou. Hy is die grootste en dapperste heer in die hele land, het Grube die ridder gesê. Dit is nie iets om te verag nie. Ek gee nie baie om vir hom nie, het Marie Grube gesê, maar sy het nie die grootste man van die hele land verag nie, want hy het aan die koning se sy gesit. Silwerware en fyn linne en wol het na Kopenhagen in die skip gegaan, terwyl die bruid die reis oor land in 10 dae gemaak het. Maar die rit het teen strydige winde of geen winde gekry nie, want 4 maande het verbygegaan voordat dit aangekom het, en toe dit gekom het, was my Lady Goldenlou weg. Ek sal liewer op grove beddegoed lê as in sy beddens, het sy verklaar. Ek sal liewer kaalvoet stap as saam met hom in 'n koets ry. Laat een aand in November het 2 vroue in die stad Aarhus ingery. Hulle was die grasieuse Lady Goldenlou, Marie Grube, en haar diensmeisie. Hulle het van die stad Welle gekom, waarin hulle in 'n skip van Kopenhagen gekom het. Hulle het by Here Grube se steenhuis in Aarhus gestop. Grube was nie tevrede met hierdie besoek nie. Marie is met harde woorde aangespreek, maar sy het 'n slaapkamer gekry en het haar biersop in die oggend gekry. Maar die slegte kant van haar vader se natuur was teen haar opgewek en sy was nie daaraan gewoond nie. Sy was nie van 'n sagte gemoed nie en ons antwoord dikwels soos ons aangespreek word. Sy het openlik geantwoord en met bitterheid en haat van haar man gepraat, met wie sy verklaar het sy nie sou lewe nie, sy was te eerbaar daarvoor. 'n jaar het verbygegaan, maar dit het nie aangenaam verbygegaan nie. Daar was slegte woorde tussen die vader en die dogter, en dit behoort nooit so te wees nie. Slegte woorde dra slegte vrugte. Wat kon die einde van so 'n toestand wees? Ons twee kan nie onder dieselfde dak lewe nie, het die vader eendag gesê. Gaan weg van hier, na ons ou herehuis, maar dit sal beter wees om jou tong af te byt as om leuns tussen die mense te versprei. En so is die twee geskei. Sy het saam met haar diensmeisie na die ou kasteel gegaan, waar sy gebore is, en naby het die saggeaarde vrolike dame haar moeder in die kerkhof gelê. Ou koeiherder het in die binnenhof gewoon en was die enigste ander inwoner van die plek. In die kamers het swaar swart spinnerakke afgehang, met stof bedek. In die tuin het alles gegroei soos dit wou. Hoopies en rankplante het soos 'n net tussen die bome en bosse gehardloop. In die dolle heuningboom en brandnetel het groter en sterker gegroei. Die bloedberg was deur ander bome oorgegroei en het nou in die skaduwee gestaan, en sy blare was groen soos die van gewone bome, en sy glorie het verdwyn. Kraaie en ganse in groot digte massas het oor die hoë kastanjebome verbygevlieg en gekeppel en geskreeu asof hulle iets baie belangriks vir mekaar te vertel gehad het. Asof hulle gesê het. Nou het sy teruggekom, die klein meisiekie wat hulle eiers en hulle kleintjies gesteel het, en wat die dief betref wat het moes afval, hy moet 'n blaarlose boom klim, want hy het op 'n hoë skip se mas gesit en is met 'n tou se punt geslaan as hy hom nie behoorlik gedra het nie. Die klerk het dit alles in ons eie tyd vertel. Hy het dit versamel en in boeke en memorandums nageslaan. Dit was te vind saam met baie ander skryfwerk in sy tafellaai toegesluit. Opwaarts en afwaarts is die loop van die wêreld, het hy gesê. Dit is vreemd om te hoor. En ons sal hoor hoe dit met Marie Grube gegaan het. Ons hoef nie daarom Pluimvee Mek te vergeet nie, wat in haar voortreffelike hoenderhok sit in ons eie tyd. Marie Grube het in haar tye neergeset, maar nie met dieselfde gees
wat ou pluimvee Meg getoon het nie. Die winter het verbygegaan en die lente en die somer het verbygegaan en die herfs het weer gekom met die klam koue seemis. Dit was 'n eensame verlate lewe in die ou herehuis. Marie Grube het haar geweer in haar hand gevat en na die heide uitgegaan en hasies en jakkals geskiet en watter voël sy ook al kon raak. Meer as eens het sy die edele heer Paledare van Norbak ontmoet, wat ook met sy geweer en sy honde rondgedwaal het. Hy was lank en sterk en het hieroor gepraat toe hulle saam was. Hy het homself teen die oorlede meneer Brockenhuis van Exkoff gemeet, van wie die mense nog gepraat het. Paledare het na die voorbeeld van Brockenhuis 'n ysterketting met 'n jaghoring om sy hek laat hang, en wanneer hy tuis gekom het, het hy die ketting gegryp en homself en sy perd van die grond opgehef en die horing geblaas. "Kom self en sien my dit doen, dame Marie," het hy gesê. "By Norbak kan 'n mens vars en vry asemhaal." Wanneer sy na sy kasteel gegaan het, is nie bekend nie, maar op die altaarkandelare in die kerk van Norbak was daar ingeskryf dat dit die geskenk van Paledare en Marie Grube van Norbak kasteel was. 'n Groot dik man was Paledare. Hy het soos 'n spons gedrink. Hy was soos 'n vat wat nooit vol kon word nie. Hy het soos 'n hele krop varke gesnork en hy het rooi en opgeswel gelyk. "Hy is veraderlik en kwaadwillig," het dame Paledare Grube se dogter gesê. Gou was sy moeg van haar lewe saam met hom, maar dit het dit nie beter gemaak nie. Eendag was die tafel gedek en die disse het koud geword. Paledare was uit om jakkalse te jag en die grasieuse dame was nêrens te vind nie. Teen middernag het Paledare tuis gekom, maar dame Dare het nog nie teen middernag, nog die volgende oggend uitgekom nie. Sy het haar rug op Norbak gedraai en weggery sonder om totiens te sê. Dit was grys nat weer, die wind het koud geword en 'n vlug swart skreeuende voëls het oor haar kop gevlieg. Hulle was nie so dakloos soos sy nie. Eerste het sy suidwaarts gery, heeltemal af na die Duitse land. 'n Paar goue ringe met kosbare stene is in geld omgesit, en toe draai sy na die ooste, en toe draai sy weer en gaan na die weste. Sy het geen kos voor haar oë gehad nie, en gemor teen alles, selfs teen die goeie God self, so ellendig was haar siel. Gou het haar liggaam ook ellendig geword, en sy was skaars in staat om 'n voet te roer. Die kiewit het opgevlieg toe sy oor die grond hoop strompel, waarop sy nes gebou was. Die voël het geroep, soos dit altyd geroep het. "Jou dief, jou dief!" Sy het nooit haar buurman se goed gesteel nie, maar as 'n klein meisietjie het sy eiers en jong voeltjies van die bome laat vat, en sy het nou daaraan gedink. Waar sy gelê het, kon sy die sandduine sien. By die seekus het vissers gewoon, maar sy kon nie so ver kom nie. Sy was so siek. Die groot wit seemeeu's het oor haar kop gevlieg en geskreeu, soos die kraaie en ganse by die huis in die tuin van die herehuis geskree het. Die voëls het heel naby haar gevlieg, en uiteindelik het dit vir haar gelyk asof hulle swart soos kraaie geword het. En toe was alles nag voor haar oë. Toe sy haar oë weer oopmaak, is sy opgetel en gedra. 'n Groot sterk man het haar in sy arms opgetel, en sy het reguit in sy gebaarde gesig gekyk. Hy het 'n litteken oor een oog gehad, wat die wenkbroue in 2 dele verdeel het. Swak soos hy was, het hy haar na die skip gedra, waar hy in die moeilikheid gekom het met die kaptein. Die volgende dag het die skip weggevaar. Madame Grube is nie aan wal gesit nie, so sy het saam daarmee weggevaar. Maar sy sal terugkeer, nie waar nie? Ja, maar waar en wanneer? Die klerk kon ook hiervan vertel, en dit was nie 'n storie wat hy self aan mekaar gelas het nie. Hy het die hele vreemde geskiedenis uit 'n ou, autentieke boek gekry, wat ons self kan uithaal en lees. Die Deense historikus Ludwig Holberg, wat so baie nuttige boeke en vrolike komedies geskryf het, waaruit ons so 'n goeie idee van sy tyd en hulle mense kan kry, vertel in sy briewe van Marie Grube, waar en hoe hy haar ontmoet het. Dit is die moeite werd om te hoor, maar ondanks dit alles vergeet ons glad nie van Pluimvee Meg nie, wat vrolik en gemaklik in die bekoorlike hoenderhuis sit. Die skip het weggevaar met Marie Grube, daar was ons laas. Lang jare het verbygegaan.
Die pes het in Kopenhagen gewoed. Dit was in die jaar 1711. Die koningin van Denemarke het na haar Duitse huis weggegaan. Die koning het die hoofstad verlaat en almal wat dit kon doen, het weggejaag. Die studente, selfs die wat gratis kos en losies gehad het die stad verlaat. Een van hierdie studente, die laaste een wat in die Vrye College agtergebly het uiteindelik ook weggegaan. Dit was 2 uur in die oggend. Hy het sy rugsak gedra wat beter gelaai was met boeke en geskrifte as met klere. 'n Klam mis het oor die stad gehang, nie 'n mens was in die strate te sien nie. Die straatdeure rondom was met kruise gemerk, as 'n teken dat die pes binne was, of dat al die inwoners dood was. 'n Groot wa het verby hom gerammel, die koetsier het sy sweep geswaai, en die perde het in galop verbygevlieg. Die wa was vol lyke. Die jong student het sy hand voor sy gesig gehou, en aan sterk spiritus geryk, wat hy by hom op 'n spons in 'n klein koper reukdoosie gehad het. Uit 'n klein kroeg in een van die strate was daar geluide van sang en ongewyde gelag, van mense wat die hele nag gedrink het om te vergeet dat die pes by hulle deure was, en dat hulle in die wa gegooi kon word soos die ander. Die student het sy voete na die kanaal by die kasteelbrug gedraai, waar 'n paar klein skepe gelê het. Een hiervan het anker geweeg, om weg te kom van die pesgetuisterde stad. As God ons lewens spaar en ons 'n goeie wind gee, gaan ons na Gronmund naby Falster, het die kaptein gesê, en hy die naam van die student gevra wat saam met hom wou gaan. Ludwig Holberg, het die student geantwoord, en die naam het soos enige ander geklink, maar nou klink daar in dit een van die trotse name van Denemarke. Toe was dit die naam van 'n jong, onbekende student. Die skip het verby die kasteel gegly. Dit was nog nie helder dag toe dit in die oop see was nie. 'n Ligte wind het die seile gevul, en die jong student het gaan sit met sy gesig na die varswind gedraai en aan die slaap geraak, wat nie juist die versigtigste ding was wat hy kon gedoen het nie. Reeds op die 3de dag het die skip by die eiland van Falster gelê. "Ken jy iemand hier by wie ek goedkoop kan loseer?" het Holberg die kaptein gevra. "Ek dink sy sal goed doen om na die veerbootvrou in Borrehouse te gaan," het die kaptein geantwoord. "As jy baie beleefd teenoor haar wil wees, is haar naam Moeder Soren Sorensen Muller. Maar dit kan gebeur dat sy in 'n woede kan uitvlieg as jy te beleefd teenoor haar is. Die man is in hegtenis vir 'n misdaad, en daarom bestuur sy self die veerboot. Sy het haar eie vuiste." Die student het sy rugsak gevat en hom na die veerboothuis begee. Die huisdeur was nie gesluit nie. Dit het oopgegaan, en hy het in 'n kamer met 'n baksteenvloer ingegaan, waar 'n bank met 'n groot leerkombers die hoofmeubelstuk gevorm het. 'n Wit hen wat 'n broeisel kuikens gehad het, was aan die bank vasgebind, en het die waterpotjie omgestamp, sodat dit nat oor die vloer geloop het. Daar was geen mense hier of in die aangrensende kamer nie, net 'n wieg het daar gestaan, waarin 'n kind was. Die veerboot het teruggekom met net een persoon daarin. Of daardie persoon 'n man of 'n vrou was nie 'n maklike saak om te bepaal nie. Die persoon in kwessie was in 'n groot mantel toegedraai en het 'n soort kappie gedra. Die boot het gou vasgemeer. Dit was 'n vrou wat daar uitgekom het en in die kamer ingekom het. Sy het baie statig gelyk toe sy regop staan. 2 trotse oë het onder haar swart wenkbroue uitgekyk. Dit was Moeder Soren, die veerbootvrou. Die kraaie en gaanse sou 'n ander naam vir haar kon uitgeroep het, wat ons beter ken. Sy het nors gelyk en het nie lus gehad om te praat nie, maar soveel was beslis dat die studente na haar huis sou inkwartier vir 'n onbepaalde tyd, terwyl dinge so sleg in Kopenhagen gelyk het. Hierdie of daardie eerlike burger sou dikwels na die veerhuis kom van die naburige dorpie af. Daar het Frank die mesmaker gekom en Siwert die taksman. Hulle het 'n kalbas bier in die veerhuis gedrink en met die student gepraat, want hy was 'n slim jong man, wat sy praktika geken het, soos hulle dit genoem het. Hy kon Grieks en Latyn lees en was goed tuis in geleerde vakke. "Hoe minder 'n mens weet, hoe minder druk dit op hom," het Moeder Soren gesê. "Jy moet hard werk," het Holberg eendag gesê, toe sy klere in die sterk seepwater gedoop het. "En self die hout vir die vuur moes kap." "Dit is my saak," het sy geantwoord. "Moes jy vanaf jou kinderdae op hierdie manier slaaf?" "Jy kan dit uit my hande lees," het sy geantwoord en haar hande uitgehou, wat wel klein was, maar hard en sterk,
met afgebyte naels. Jy is geleerd en kan lees. Met Kersfees het dit swaar begin sneeu. Die koue het gekom. Die wind het skerp gewaai, asof daar vitrol in was om die mense se gesigte te was. Moeder Soron het nie toegelaat dat dit haar pla nie. Sy het haar mantel om haar gegooi en haar kappie oor haar kop getrek. Vroeg in die middag, dit was reeds donker in die huis, het sy hout en turf op die kaggel gelê en toe gaan sit om haar kouse te stop, want daar was niemand om dit vir haar te doen nie. Teen die aand het sy meer woorde met die student gepraat as gewoonlik vir haar was. Sy het van haar man gepraat. Hy het per ongeluk 'n seeman van Dragor doodgemaak en daarom moet hy 3 jaar in kettinge werk. Hy is net 'n gewone seeman en daarom moet die wet sy gang gaan. Die wet is daar vir mense van hoë rang ook, het Holberg gesê. Dink jy so? Het moeder Soren gesê. Toe het sy 'n ruk lank in die vuur gekyk, maar na 'n tyd het sy weer begin praat. Het jy van K.I. Lyke gehoor, wat 'n kerk laat afbreek het, en toe die predikant, meester Martin, daaroor van die kansel afgepraat het, het hy hom in kettinge laat sit, en oor hom geoordeel, en hom ter dood veroordeel. Ja, en die predikant moes sy kop vir die slag buig, en tog het K.I. Lyke skotvry weggekom. Hy het 'n reg gehad om te doen soos hy gedoen het in daardie tye, het Holberg gesê, maar nou het ons daardie tye agter ons gelaat. Jy kan 'n gek kry om dit te glo, het moeder Soren uitgeroep, en sy het opgestaan en in die kamer ingegaan waar die kind gelê het. Sy het die kind opgetel en dit gemakliker neergelê. Toe het sy die student se slaapplek reggemaak, hy het die groen kombers gekry, want hy die koue meer gevoel as sy, hoewel hy in Noorwe gebore is. Op Nuwejaarsoggend was dit 'n helder sonnige dag. Die ryp was so sterk gewees en was nog so sterk dat die sneeu 'n harde massa geword het en 'n mens kon daarop loop. Die klokke van die dorpie het vir kerk gelei. Student Holberg het hom in sy wolmantel toegedraai en wou na die dorp toe gaan. Oor die veerboothuis het die kraaie en ganse met harde geskree gevlieg. 'n Mens kon skaars die kerkklokke hoor hulle geskree hoor. Moeder Soren het voor in die huis gestaan en 'n koperpot met sneeu gevul, wat sy op die vuur wou sit om drinkwater te kry. Sy het na die swermvoëls opgekyk en haar eie gedagtes gedink. Student Holberg het kerk toe gegaan. Op sy pad daarheen en op sy terugkeer het hy by die huis van belastinggader Siewert by die dorpspoort verbygegaan. Hier is hy uitgenooi om 'n kalbas bruin bier met 'n stroop en suiker te drink. Die gesprek het op moeder Soren geval, maar die belastinggader het nie veel van haar geweet nie, en inderdaad, min mense het veel van haar geweet. Sy het nie aan die eiland van Falster behoort nie, het hy gesê, en sy het eentyd 'n bietjie eiendom van haar eie gehad. Haar man was 'n gewone seeman, 'n kerel met 'n temperament, en het 'n seeman van Dragor doodgemaak, en hy het sy vrou geslaan, en tog het sy hom verdedig. Ek sou nie sulke behandeling verduur nie, het die belastinggader se vrou gesê. Ek kom van meer respektabele mense. My vader was die kousmaker vir die hof. En gevolglik het jy met 'n regeringsamptenaar getrou, het Holberg gesê en 'n buiging voor haar en die gader gemaak. Dit was op Driekoningsnag, die aand van die fees van die Drie Konings. Moeder Soren het vir Holberg 'n Driekoning kers aangesteek. Dit is 'n talgkers met 3 pieke, wat sy self voorberei het. 'n lig vir elke man, het Holberg gesê. Vir elke man, het die vrou herhaal en hom skerp aangekyk. Vir elkeen van die wyse manne uit die ooste, het Holberg gesê. Jy bedoel dit so, het sy gesê. En toe was sy lank stil. Maar hierdie aand het hy meer van haar geleer as wat hy nog ooit geweet het. Jy praat baie liefdevol van jou man, het Holberg opgemerk, en tog sê die mense dat hy jou elke dag mishandel. Dit is niemand anders se saak as myne nie, het sy geantwoord. Die sla sou my goed kon gedoen het toe ek 'n kind was. Nou, ek veronderstel, kry ek dit vir my sondes. Maar ek weet wat goed hy my gedoen het, en sy het opgestaan. Toe ek siek op die verlate hei gelê het, en niemand medelee met my wou hê nie, en niemand iets met my te doen wou hê nie, behalwe die kraaie en ganse, wat gekom het om my aan stukke te pik, het hy my in sy arms gedra, en moes harde woorde verduur weens die las wat hy op die skip gebring het. Dit was nie in my natuur om siek te wees nie, en so ek het gesond geword. Elke man het sy eie manier en Soren het syne, maar die perd moet nie volgens die toom beoordeel word nie. Alles in aanmerking genome,
het ek aangenamer met hom geleef as met die man wat hulle die edelste en gelandste van die koning se onderdane genoem het. Ek het stadhouer Gildenlove, die koning se halfbroer, as my man gehad, en daarna het ek Paladere gevat. Een is so goed soos 'n ander, elkeen op sy eie manier, en ek op myne. Dit was 'n lang geklets, maar nou weet jy alles van my. En met daardie woorde het sy die kamer verlaat. Dit was Marie Grube. So vreemd het die noodlot met haar gespeel. Sy het nie geleef om baie herdenkings van die fees van die 3 konings te sien nie. Holberg het aangeteken dat sy in Junie 1716 gesterf het, maar hy het nie neergeskryf nie, want hy het nie geweet nie, dat 'n aantal groot swart voëls oor die veerboothuis gesirkel het, toe moeder Sorn, soos sy genoem is, daar is 'n lijk gelê het. Maar hulle het nie geskree nie, asof hulle geweet het dat by 'n begrafnis stilte onderhou moet word. Sodra sy in die aarde gelê het, het die voëls verdwyn, maar dieselfde aand in Jutland, by die ou herehuis, is 'n geweldige aantal kraaie en ganse gesien. Hulle het almal so hard geskree as wat hulle kon, asof hulle aankondiging gehad het. Miskien het hulle gepraat van hom wat as 'n klein seentjie hul eiers en hulle kleintjies weggevat het, van die boerseun wat 'n eysterkousband moes dra, en van die edel jong dame wat geëindig het as 'n veerbootman se vrou. Braaf, braaf, het hulle geskree, en die hele familie het geskree, braaf, braaf, toe die ou herehuis afgebreek is. Hulle skree nog steeds, en tog is daar niks om oor te skree nie, het die klerk gesê, toe hy die storie vertel het. Die familie het uitgesterf, die huis is afgebreek, en waar dit gestaan het, is nou die pragtige pluimveehuis, met vergulde weerhane en die ou pluimvee Meg. Sy verbly haar geweldig in haar pragtige woning. As sy nie hierheen gekom het nie, het die ou klerk bygevoeg, sou sy na die werkshuis moes gaan. Die kalkoenhane het gekloek, en die eende het gekwaak. Niemand het haar geken nie, het hulle gesê. Sy behoort aan geen familie nie. Dit is suiwer liefdadigheid dat sy hier is. Sy het nie 'n gaanspa of 'n henma nie, en het geen afstammelinge nie. Sy het uit 'n groot familie gekom, ondanks dit alles, maar sy het dit nie geweet nie. En die ou klerk het dit nie geweet nie, alhoewel hy soveel neergeskryf het. Maar een van die ou kraaie het daarvan geweet, en daarvan vertel. Hy het van haar eie ma en ouma gehoor, van pluimvee Meg se ma en ouma. En ons ken die ouma ook. Ons het haar as kind oor die brug sien ry, trots rondom haar kyk, asof die hele wêreld aan haar behoort het, en al die voëlneste daarin. En ons het haar op die hei gesien, by die sandduine, en laastens in die veerboothuis. Die kleindogter, die laaste van haar ras, het teruggekom na die ou huis, waar die ou kasteel gestaan het, waar die swart wilde voëls geskree het, maar sy het tussen die makvoëls gesit, en hulle het haar geken, en was lief vir haar. Pluimvee Meg het niks oorgehad om vir te wens nie. Sy het met plesier na haar dood uitgesien, en sy was oud genoeg om te sterf. Graf, graf, het die kraaie geskree. En pluimvee Meg het 'n goeie graf, wat niemand geweet het nie, behalwe die ou kraai, as die ou kraai nie reeds dood is nie. En nou ken ons die storie van die ou herehuis, van sy ou eienaars, en van al pluimvee Meg se familie. Lekker slaap.